Goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed by jou. Dit is altyd 'n voorreg om met jou te kuier. So in die aanbidding het ek gevoel, ek weet ons het nou lekker gelag en ons gaan nie nou na die kerk ding toe gaan nie. Maar in die aanbidding het ek 'n skrifvers ervaar wat ek vanoggend met jou wil deel. En ek vra dat jy jou hartjie sal mooi oopmaak vir dit wat Vader in hierdie oomblik wil kom doen in jou lewe. Ek dink is altyd maklik om volgens 'n program te werk, maar dis vir ons altyd belangrik om te hoor wat sê die Here vir ons as kerk. En ek wil vir jou 'n stuk uit Matteus 7 uitlees en hoor gou-gou hierdie interessante gedeelte vanaf vers 21. Die Bybel lees so en jy is welkom om self in jou Bybel te kyk of dit daar staan. Hy praat ook in hierdie stuk in Lukas 13:25 tot 27 sal jy dieselfde stuk kry. Hy lees so en dis deel van die kerk se verpligting is om seker te maak dat mense in 'n verhouding kom met die Here, want dit is die uitnemender weg. Dis die beter manier om te funksioneer. Daar's nie 'n beter manier op aarde om te funksioneer anders as om dit te doen saam met God nie. As jy op 'n ander manier funksioneer sonder dat die Here saam met jou is, dan is dit nie obviously die beter manier nie. Maar hy praat hierso so klein bietjie met ons oor hoor en doen. En is vreemd wat hy sê oor hoor en doen. Hy sê in vers 21: nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, ons het dan in U naam gepreek, het ons nie in U naam gepreek nie, deur U naam bose geeste uitgedryf en deur U naam baie wonders gedoen het. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Dis amazing hoe die Bybel vir ons kom uitwys dat nie is selfs ek wat in sy naam preek. Nie is hy wat duiwels uitdryf, wat 'n ekstreme vorm van ken God is nie. Kan moontlik in die koninkryk van God ingaan nie. Hy kom en hy praat met ons en hy sê, ons het nodig om te verstaan kerk. Hy sê, net hy wat die wil van my Vader doen. Hy wat homself belyn, met ander woorde, hy wat 'n verhouding het met die Here. Hy wat in verhouding staan met die Here, is die een wat in die koninkryk van God sal ingaan. En ek wonder, soos jy hier so sit, is dit my eie plig as predikant om voor mense te staan en ook voor jy wat daar sit om te hoor dat die Here vanoggend vir jou vra. Is jy op die regte plek? Sodat as God nou die streepie trek op aarde, dat jy in die hemel in sal gaan. En op grond van wat sê jy dit? Sê jy dit omrede jy Here, Here, maar jy het nie 'n verhouding met hom nie? Of soos jy so sit, as jy bewus van die feit, nie laat ek jou laat skuldig voel nie. Ek vra dat die Heilige Gees met jou sal kuier oor jou verhouding wat jy het met die Here. Die feit dat ek elke liewe dag met God tyd spandeer, die feit dat ek 'n verhouding het met Jesus Christus en die Vaderhart van God leer ken, soos jy hier so sit, is jy oortuig in jou hart dat as jou streepie getrek word, dat jy in die koninkryk van God sal ingaan. Want om pleinweg net te sê, Here, Here, werk nie. En ek wil jou so 'n bietjie uitdaag vanoggend om so 'n klein bietjie in jou hart te kyk en ek het dit so sterk beleef in die aanbidding.
Dat die Here sê, dis nie vir jou goed genoeg. Dis nie vir hom goed genoeg, is nie vir jou goed genoeg. Dat jy net dink, dis 'n godsdienstige ding die nie. Dis nie vir ons meer goed om te hoor dat daar soveel mense in ons omgewing is wat Christene is, wat so nou en dan die Here se naam aanroep. Maar net, dis 'n troue, ekskuus, hulle gaan nou iemand trou daar, 'n bruid trou. Daar is die klokkie vir jou ook. Dat jy aandag kry. Die Here wat ekstra moeite doen met jou, sê hy. Ek dink ons moet baie versigtig wees in kerke deesdae is om een te preek wat mense wil hê ons moet vir hulle preek. Tweedens, ons moet versigtig wees om te dink daar's iemand hy glo in Jesus en dit gaan hom in die koninkryk van God inkry. Dis nie die waarheid nie. En ons aim is nie om mense in die hemel te kry nie. Ons aim, ons bedoeling is om mense in verhouding met God te kry sodat hulle akkuraat kan leef hier op aarde. En God is nie bekommerd oor jou noodwendig dat hy voel maar jy gaan hel toe gaan nie. Dit is die uitkoms. Hy is bekommerd oor die feit dat jy nie 'n verhouding het met hom nie. En dat hy sê, luister, dis nie vir my goed genoeg. Dat jy my so nou en dan Here, Here nie. Dit is net nie goed genoeg nie. Daar's meer omtrent God. Daar's baie meer omtrent hierdie verhouding met die Here om te sê so nou en dan, weet, doen ek 'n tafelgebedjie en jy weet so nou en dan is ek bewus van hom. Ouens, dis nie die waarheid nie. Hier kom hy en hy sê vir ons in 3 versies kom sê hy vir ons, nie eens ek kan soms na die Bybel toe gaan en 'n preek gaan haal want ek moet hom nou vir jou gee nie, maar ek het geen verhouding met die Here nie. Ek is nie bewus van hom deur die dag nie. Dit is maar net my werk. Met ander woorde, die naam van Jesus is so sterk dat enigiemand hom kan gebruik, maar nie noodwendig 'n verhouding het met God nie. En ek wil jou encourage. Breek jou nie af nie vanoggend nie, ek raas nie met jou nie. Of miskien wil ek 'n bietjie. Maar dit is nie goed genoeg om Here, Here nie. Dis vir jou beter om gehoorsaam te wees. Jy moet al 'n hele stuk gaan lees. Dis amazing hoe hy praat oor ons akkurate leefstyl en wat dit kos soms om net met God 'n verhouding te hê. Maar mag jy vanoggend hierso net opnuut net in jou hart vasmaak en sê, weet jy wat, as ek vandag moet sterf en glo my, ons doen baie begrafnisse en die dood het ek agtergekom het glad nie 'n ouderdom nie. As jy dink die dood het 'n ouderdom aan hom, hy het nie 'n ouderdom aan hom nie, glo my. Die dood kom so. Soos die dief in die nag. Van 2-jarige kinders wat sterf tot seniors. Dis net lewe. So jy kan nie hier sit en sê ek het nog baie tyd nie. Jy het nie. Die Here kom klop aan jou hart en sê vir jou, hey, ek soek jou hart, ek soek verhouding met jou. Hierdie is nie 'n kerkspeletjie nie, hoor. Hierdie is reël. Hierdie is reël. So ek wil jou vra, nie vinnig jou oë toemaak net waar jy sit voordat ons aangaan nie. En ek praat nie met die ou langs jou nie, ek praat met jou. As jy op 'n plek waar jy voel dat jou lewe op 'n plek is waar as jy sterf vandag, dan gaan jy in die koninkryk ingaan as gevolg van jou gehoorsaamheid. Nie as gevolg van dat jy bewus is van sy naam of so nou en dan met hom praat nie. Because it's just not good enough. En ek wil jou geleentheid gee is om nie om jou te embarrass nie om jou te verneder nie, is om jou 'n geleentheid te gee om vir God te wys, vir niemand anders nie, vir die Here te wys. Here, ek is jammer. Ek kies vandag om 'n verhouding met U te hê.
En nie om net bewus te wees van die naam nie. Om jy so nou en dan te gebruik wanneer dit my pas nie. Maar om in akkuraatheid te funksioneer. En ek wil jou vra, as jy vandag hier so sit en jy weet, jy is nie op 'n goeie plek nie. Wil jy nie vinnig jou hand net opsteek nie? Niemand gaan rondkyk nie. Hou jou hand vir my net vir 'n rukkie daar, asseblief. Jy weet, as ek vandag sterf, ek wil vir jou bid, jy wat jou hand opgesteek het, hier's baie mense. Maar ek wil jou uitdaag. Begin 'n verhouding met die Here. Hy is lief vir jou, sy pad is beter. Hy weet wat goed is vir jou. Vader, ek kom nou en ek bid vir elke liewe persoon wat sy hand opwas en is. Here, U ken mense se harte en U kyk na die hart. En ek bid vandag dat mense sal besef daar's nie 'n beter manier om te funksioneer behalwe om in gehoorsaamheid te funksioneer nie. Here, ek wil bid as daar goed in mense se pad staan. Miskien verlede, seer gekry. Antwoorde wat daar nie is nie. Ek kry nie antwoorde nie. Ek verstaan nie altyd. Maak nie saak wat dit is nie. Laat ons dit eenkant sal skuif. En die grootheid sal raak sien. U is groter as enige uitdaging in ons lewens. U is liewer vir ons as enigiets anders hier op aarde. En ek bid vandag dat mense daai genade sal beleef. Van my God wat my bemagtig om gehoorsaamheid toe te pas in my lewe. Here, ek weet dat elke liewe mens vanoggend vir U belangrik is wat in hierdie plek sit. En dat U elkeen ons saglik liefhet. Maar dankie Here dat ons in verhouding met U kan staan as kerk en U nie net sien as 'n produk in die huis of 'n produk in ons gemeenskap nie. U is nie net 'n deeltjie nie. U is alles in die gemeenskap. En U is oral. En dankie Here dat mense in verhouding inkom met U. En regtig U liefde sal ervaar soos nooit tevore nie. Ek loof U daarvoor, Here. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek noem dit maar, dis iets wat in my gees is en dis iets wat ek baie raakloop in die kerke waar ons bedien. Is dat daar baie sterk dryf is in godsdienstigheid. En dat die Here eintlik besig is om in 'n manier sit met sy kerk te kom praat oor verhouding. Dat mense nie sal besef, weet jy wat, as ek 'n begrafnis doen van mense wat ek nie ken nie, dan weet ek, daai mense het 'n rowwe lewe geleef, maar vir een of ander rede glo almal hy gaan hemel toe. Dan sit ek daar en dink ek, rarig. Ek sê nie die persoon gaan hel toe nie, maar ek sê net, ek dink nie ons besef hoe ons dit mis soms. Dat die Here met ons wil praat oor ons verhouding met hom en ons gehoorsaamheid aan hom, want dit voel altyd asof dit net so klein deeltjie is van ons. Dit voel amper asof dit soms nie, en ek praat seker nou met die koor hierso. Dit voel of dit moeite is en dit voel of dit te veel sacrificial is. Dit vat te veel van my en dis net 'n deeltjie van waarmee ek besig is in my lewe. Dit is nie die waarheid nie. Christus is sentraal. Hy's die middelpunt van alles van my lewe. En as jy dit nie verstaan nie, dan dink ek jy het nog nie die persoon Christus ontmoet om te weet hoe amazing, hoe incredible ons God is nie. Want as jy dit ontmoet, dan is dit net next level. En mag jy in die volgende seisoen net in 'n verdieping beleef met jou verhouding met die Here. Mag ons met mense werk, mag ons regtig uit verhouding uit met mense werk. Vanuit die troonkamer, vanuit gehoorsaamheid na mense toe funksioneer. En waar ook al ons bedien. Saam met dit wil ek met jou so klein bietjie kuier oor die kerk ding. En ons kan die video van hier af op die weet jy sny om jy die preek. Ons kan hom van hier af vat, maar nie daai eerste deel insit. Die kerk ding is die question oor die kerk. Ek dink
vir ons as predikante en vir jou wat hier so sit, wonder ek soms of jy met watse rede kom jy na die gemeente toe? Watse rede kom jy na 'n Sondagdiens toe? Wat is dit wat vir jou sê ek gaan nou kerk toe gaan? Eintlik maar dis eintlik die verkeerde woord. Ek kan nie kerk toe gaan nie. Die kerk kom bymekaar. Wat is daai rede? Jy sien vir jare is die kerk besig om saam te kom en ek met groot liefde, dit is wat ons is. Ons is 'n liggaam, ons is amper 'n kliek wat dieselfde in gemeen het. Ons het die waarheid in gemeen. Ons het die Heilige Gees in gemeen. Ons het God die Vader, die Seun en die Heilige Gees in gemeen. En die kerk kom bymekaar en ons vorm hierdie holy huddle wat 'n great ding is, want die kerk moet omgee vir mekaar en ons moet hier mekaar se laste dra en ons moet 'n klomp gedoen wat 'n groot deel is van wat kerk is. En jy kom hiernatoe baie keer met behoefte en jy kom ook hiernatoe met 'n hopelik met 'n ingesteldheid as jy die Here liefhet om te sê maar ek gaan waar die kerk bymekaar kom, gaan ons nou kerk hê en dan gaan ons na mekaar toe bedien. Met ander woorde, ek kom met 'n gesindheid waar ek sê maar Here, kom en gebruik my vanoggend in die diens. Ek kom met daai gesindheid. Want dis wat kerk is. Jy het verskillende rolspelers, jy het mense op verskillende vlakke in die kerk, bedoelend mense wat nou nog bietjie op babamelkies is en die ander eet al lekker T-bone steaks en ribeyes en maak van hulle is lekker dik want jy verstaan al die werking van die Heilige Gees en jy verstaan gawes nie. En die kerk kom so bymekaar, maar die punt is as jy hiernatoe kom, met watter gesindheid kom jy en wat soek jy? My vraag altyd is hoekom stroom mense nie Sondag na 'n kerk toe nie? Wat is dit? What went wrong? Die Japaneese sê what went wrong. En dis nie dat mense hiernatoe moet ons kom hiernatoe want ons celebrate wat ons God kom doen het. Ek meen as ek hiernatoe kom, dan kom ek met iets wat in my hart is, wat ek voel wat ek belyn met wat God se wil is vir die kerk. Want ek gaan eendag voor God staan en ek gaan verantwoordbaar wees teenoor die roeping wat hy aan my gegee het om te sê wat het ek die kerk ingelei? Het ek die kerk ingelei in een of ander prosperity ding wat sê dit gaan net oor jou rykdom en God gaan vir jou voorsien en hy gaan jou ryk maak en jy gaan fine wees en jy gaan nooit issues hê nie, wat absoluut nie die waarheid is nie. Om Christus in jou kant te hê maak nie dat jy nie gaan issues hê nie. Inteendeel. Ek dink net God is besig om met die kerk te praat. En vir die kerk te vra, waarmee is julle besig? Waarmee is ons besig? En nou kan jy vir my sê, ja, hy praat met jou, want jy is die leier. Nee, hy praat deur my met die kerk. En hy vra vir ons, waarmee is ons besig? Wat is die verwagting van die kerk? Ek meen, mense gaan na verskillende kerke toe in Pretoria vandag. En daar's amazing kerke. En daar's 'n paar swak kerke. Swak teologie het. Dis so. En God kom en hy praat met die kerk en sê, kerk, waarmee is julle besig? Wat is dit waarvoor God ons geroep het? Wat is dit wat God sê, luister, hierdie is wat kerk is, en dan nou kerk is ek en jy. Dis nie 'n instansie nie. Ons raak deel van 'n gemeente, want 'n gemeente het 'n spesifieke roeping op sy lewe. Een gemeente se roeping is dit, en 'n ander gemeente se roeping is dit, en 'n ander gemeente se roeping is op dit. Met ander woorde, 'n roeping sê, die Here het hierdie klomp mense bymekaar gesit om 'n spesifieke taak uit te leef binne in 'n gemeenskap. En nou kom ons en die Here praat met ons, met jou en my. En ek wil weet, oor 20 of 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar van nou af, hoe gaan die kerk lyk? Wie gaan die leiers van die kerk wees? Ek het gevra of ek langer kan preek vandag. Toe sê Martha het gesê 2 ure is fyn. So ek het 20 punte. Glad nie, ek wil vir jou, ek dink is 4 punte deurgee wat ek voel
Die Here praat met ons oor kerk. En ek vra vir jou vandag, die Here vra vir jou of jy deel is van dit wat ek gaan sê. Daar is nie 'n ander voertuig julle wat hierdie wêreld gaan red behalwe die kerk nie. Dis ek en jy. Ek wil dit weer vir jou sê, daar is nie 'n ander voertuig wat God se liefde dra behalwe die kerk nie. Ek wil vandag vir jou sê, die duiwel dra dit verseker nie. Die enigste voertuig van wie die ware God is ek en jy. Dis die kerk. En as ons dit nie verstaan nie, as ons nie 'n greep kry op dit nie, kom nie hiernatoe om aan die begin net obviously behoefte te vervul en God kom en hy bedien ons toe en so sê jou ribeyes begin eet en jy begin geestelik groei, dan kom jy agter, weet jy wat, daar's meer omtrent hierdie God. Ek het nodig om te bedien, ek het nodig om uit te leef, ek het nodig om God se wil te laat geskied, nie net in my lewe nie, maar ook deur my lewe. En hier is die heel eerste, ek dink kernwaarheid wat die Here vir ons gegee het met rondom beginsels. Die eerste ene is moenie nou, jy moet fokus, Ruben. Ek dink God initieer die planne vir sy kerk. Ek kan nie dink ons as kerk is besig net om mense besig te hou nie. Dit sal verskriklik wees. My lewe sal uitmekaar uitval. As ek moet voel dat die Here het my geroep om jou besig te hou en jou gelukkig te hou. Ek kan nie. Een van my strengths en my strength finder is om significance te hê. As ek iets doen, dan voel dit vir my dit moet significant wees. As dit nie is nie, dan raak ek knorrig. Dan pla dit my. En die Here is die een wat die plan vir sy kerk gee, vir jou gee. Jy is deel van hierdie kerk. Jy is die een wat sê, luister Here, dankie vir die planne. Wat se planne? Dis om die vyand met die waarheid te vat en te sê, die vyand is besig om regtig amok te saai in ons lewens. Die vyand is besig om vir Christene te sê, hey, dis okay om so te drink en te vloek en te skel en te hoereer en al daai goed, solank jy maar net sê, Here, Here. Dis nie die waarheid nie. God kom en hy initieer hierdie planne wat hy het vir sy kerk. En sy planne is die volgende goed. En kyk gou saam in Handelinge 4 vers 19. Hy sê, toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Hulle kom voor hierdie plek waar hulle vir Petrus hulle sê, luister, julle mag 'n klomp goed nie doen nie. En al wat hierdie ouens gesê het gesê, luister, is dit vir my meer reg om aan God gehoorsaam te wees as om aan mense gehoorsaam te wees. En ek en jy funksioneer so. God het hierdie plan vir jou lewe. God het hierdie manier hoe hy wil hê jy moet leef. God het hierdie amazing identiteit vir jou gegee en waardes en beginsels en gawes en alles wat hy vir jou gegee het hy vir jou gegee sodat sy planne deur jou lewe kan gebeur. Maar dan kom jy ons op 'n plek waar ons verstaan dat daar's mense wat dit nie verstaan nie en eerder aan mense meer wil gehoorsaam wees. Wat gaan mense dink en al die ander goedjies wat die kerk se planne kom eintlik maar net omvergooi. En die Here sê, dis vir ons belangriker om aan hom gehoorsaam te wees. Hy gaan in Handelinge 5:29 sê, en Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. En ons is sy getuies van hierdie dinge en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. God kom en hy initieer die plan van die kerk op ons lewens. En al wat hy vir ons vra en hy sê, wees gehoorsaam. Wees meer gehoorsaam teenoor my as wat ons gehoorsaam is teenoor mense. Ek dink die tweede deel van net 'n kerk en God se plan met die kerk, met hierdie hele kerk ding. God wil die resultaat van sy seun se lewe in die kerk sien. Weet Jesus Christus het gaan sterf
Hy het sy lewe gegee en ons gaan in 'n paastyd in waar ons dit baie mooi wil vier. Maar daai is die 0 jaar. Oral oor die wêreld word dit gebruik, before Christ and after Christ. En daai is die 0 verwysing. Vir die hele wêreld weet hulle, maak nie saak wie jy is nie, daar's 'n 0 jaar en daai 0 jaar kom van waar Christus gesterf het. En hierdie 0 jaar kondig 'n nuwe lewe aan. 'n Before Christ en 'n after Christ sê vir ons daar's 'n manier van funksioneer, dat iets gebeur met jou en my wat ons ingesluit het in die oorwinning van Jesus Christus. En dis amper asof mense nie verstaan nie. Die kerk is die resultaat van dit wat op die kruis gebeur het. Ek wil hê jy moet mooi hoor wat ek sê. Die kerk, ons is die resultaat van dit wat op die kruis gebeur het. En God sê, wanneer ek na my kerk kyk, wil ek daai resultaat sien. Ek wil sien hoe mense ander mense liefhet. Ek wil sien hoe Christene sondaars ontsaglik liefhet, maar met waarheid funksioneer en nie na mense luister nie, na God luister en gehoorsaam is aan wat God sê, ten spyte van wat die prys is. Dis hierdie amazing ding wat God kom en gee vir ons en sê, luister, daar's 'n resultaat van Jesus Christus se lewe. En die kerk het nodig om daai resultaat uit te leef. Is dit nie waar nie? Men as ons nie in die kerk die resultaat van God kan sien nie. Want so lief het God hierdie wêreld gehad dat hy sy seun Jesus Christus gegee het. Vir elke liewe een. Vir elkeen. Om in verhouding met God te kom. Amen. Om 'n verhouding met God die Vader te hê, is net so incredible. Ek weet nie wie van julle volg The House of David nie. Volg iemand dit? Dis incredible. Hy is nou by waar hy Goliat doodgemaak het. Dawid se storie. Jy moet dit kyk. Dis insane oor wie hierdie jong man 'n verhouding het met God. Nog lank voor Jesus Christus gegee het en God se hart opgetel het. En dat hy 'n single een ouetjie was wat gesê het, Here, ek gaan U gehoorsaam wees meer as wat ek almal gehoorsaam is hierso. En daar's net so iets in dit wat sê die resultaat nog voordat Jesus gesterf het Dawid 'n resultaat uitgeleef van Vaderhart. En God kom en sê die kerkding is die resultaat van wat God vir ons kom gee het. In 1 Petrus 5 vers 10 sê hy, en mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Dis hierdie resultaat van 'n God wat sê, luister, ek het julle volmaak, ek het julle geheilig voor God. Ek het julle versterk. Dis hierdie resultaat van wie ons is vir mense daar buite. Martha sê nou, ons is hierdie lig op 'n berg. Hierdie lig op 'n berg is mense wat met hoop in hulle harte loop. Is mense wat hoop het, is mense wat al gaan hulle deur 'n moeilike tyd. Hulle erken die moeilike tyd, maar hulle erken dat God nog groter is as die moeilike tye. Dis mense wat loop, is die kerk wat die lig dra. Ons kan nie sê ons is die lig, maar ons moan en amper sê Piet en Klaas is almal nie. Ons moet dit dalk uitsny. Ek weet nie of Piet en Klaas is dit. Ons kan nie, ons kan nie in 'n plek kom in ons lewens waar ons nie die resultaat van Jesus Christus uitleef nie. Dis die kerk. Ek en jy. En weet jy wat, die Here sê 'n lewe van gehoorsaamheid beteken ons gee my lewe, ek lê my lewe af. Ek lê my lewe af. Jesus sê as jy my wil volg, as jy agter my wil aanloop, het jy nodig om te verstaan. Jy kom gee alles. Ek dink is een van die konsepte wat mense nie verstaan van bekering nie. Die derde ding wat ek wil sê is, ons is nie net God se mense nie, maar ook sy gesantes. Jy weet, baie keer dink ek is maar net 'n kind van God, wat die waarheid is.
Maar jy verstaan nie. Jy's nie net 'n kind van God nie. Daai kind in jou huis word groot erns en dan vra jy vir hom na rukkie, hoorie so, wat gaan jy met jou lewe doen? En God doen dieselfde met sy kinders. Hy maak ons groot en dan vra hy vir sy kinders, "Hey, is jy nou reg? Kan ek jou stuur? Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou. Kan ek jou stuur? Is jy die gesandte? Met ander woorde, ek kom en ek salf jou met 'n dieper calling en ek stuur jou." Die kerk is nie net mense wat bymekaar kom nie, hulle. Vir jare het mense uit die wêreld uit tot bekering gekom na die kerk toe. En ons het in die kerk gebly en is veilig en is lekker en almal hier like mekaar die meeste van die tyd. Maar die Bybel sê die stap waar die kerk teruggaan na die wêreld toe. Daai is moeilik. En die Here kom en hy praat met sy kerk en die laaste dae sê hy en die kerk sal teruggaan in die wêreld in. Want hy stuur ons is sy gesandte, ons is gestuur deur God met 'n missie om mense te wys wie God is. Die Vaderhart van God, hoe lief die Here hulle het. Dat daar 'n beter manier is om te funksioneer. Hierdie kerk ding waarmee ek en jy besig is hier in Rode Vallei. Hierdie kerk ding het nodig om te besef, die Here stuur ons ook uit. Ons is die gesandtes van die Here. Met ander woorde, ons is gesalf. 2 Korintiërs 5:20. Ek's nou klaar. Hy sê, ons tree dan op as gesandte om Christus wil. Asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Hy sê ek stuur jou vir wat? Vir versoening van mense met God. As die kerk ding nie dit doen nie, is ons verseker besig met die verkeerde ding. Die kerk ding sê hy, ek het jou gesalf om versoening te bewerkstellig met die verlorenes. Dis incredible. En 'n laaste ding wat ek wil sê rondom die kerk, God het sy kerk geroep om verandering aan te bring. Gemeente, ons kan nie kerk wees as Rode Vallei nie verander nie. Wat is fout met Rode Vallei? Ek wil vinnig vir 'n storie vertel, ek wil dit vir gewys het, maar dit is 'n bietjie lank, maar in Brooklyn is daar 'n vernoot, Dockstow Brooklyn kampus het 'n vernoot. Ek het seker meer, maar ek hoor sommer hoe val hy op die verkeerde oor. Maar hierdie vernoot, hy funksioneer, hy bly daar in Hatfield, hy het 'n besigheid in Hatfield, en so aan, en hy raak bewus van die crime, die geweld, in Hatfield. En die sake syfer, ek kan nie presies onthou wat die sake syfer was nie, dit was al baie, ek dink 6000 'n maand, van sake wat aangemeld is by die Brooklyn polisiestasie, vir dit wat in die Hatfield omgewing aan die gang is. En hy is single ou besluit, maar hy bid en sê, Here, ek wil hierdie ding verander. Ek wil dit verander. Dit kan nie moontlik wees nie. En hy gaan toe en hy stel 'n meeting op. Hy kry 'n vergadering met al die mense wat huiseienaars en besigheidseienaars het en hy kry soveel as moontlik van hulle in die hande. En hy begin toe binne in Hatfield. Begin hy toe met 'n plan oor die veiligheid van Hatfield saam met al daai mense. En dit was 5 jaar gewees. Ek dink dit was 5 jaar. Toe val daai syfer, of was 'n jaar. Toe val die syfer na 500 gevalle. As gevolg van een Christen wat gesê het, dis nou genoeg. In my omgewing hou ek nie meer van nie. Ek bid vir God en God gee my 'n plan en hulle het 'n plan neergesit. En daai plan het so amazing gewerk. Laat daai getal tot op met 500 afkom. Wat nog steeds baie is, ek kan nie presies die getalle onthou nie, maar dit is verskriklik. Hoe een ou sê, Here, kom en gebruik my. Hulle het nou 'n app, 'n toep, wat hulle vir studente gee, en ek het vir 7 jaar in Brooklyn gewerk met studente, en ons was baie by Joel, nie vir 'n ander rede as om mense te beskerm nie. Kinders, jy lag, jy loop in Hatfield, dan tel jy 'n meisie op, wat
of gedrak is, of sy so dronk, sy verstaan nie, en dan is daar 2 vreemde ouens wat haar optel. En dan weet ons weet presies waarheen gaan hulle. En dan vat jy hierdie girl by hulle, en dan sit jy al by ander girls, en hulle kry haar nugter en vat haar huis toe. En ons het soveel getuienisse van dit. Van hoe ons as Christene binne daai plekke moes keer. Drankies wat gespike is. Dis is 'n gemors. Die dwelms, alles wat daar is. En hierdie ouens gaan skryf 'n toep. En hulle gee dit vir al die studente uit. As jy, en hulle hy vertel 'n getuienis van 'n meisie wat agterkom met drankies gespike en sy gaan in die toep in en sy druk die emergency knoppie en hulle weet presies waar sy is en hulle gaan haal haar en gaan help haar. En hierdie Christen het daai toep geskryf. Niemand het hom betaal nie. Hy het hom gaan skryf en gesê, luister, ek gee hom vir elke student as hulle enigstens nood het. 'n Meisie wat miskien langs die pad ry en haar wiel bars en kan kry niemand in die hande nie. Druk daai knoppie, hulle kom help haar. Jy weet, is sulke goed wat net gebeur deur Christene wat stelsels in plek kom sit. En dis wat ek vir wil sê, die kerk, ek glo vas dat die Here is besig om vir die kerk te sê, ons het nodig om stelsels in die community te sit, nie net in die kerk nie. Nie net op Sondag nie, ons het nodig om stelsels te sit in die gemeenskap, om te sê, hoe help ons die gemeenskap met stelsels? En ek en jy as kerk word geroep om 'n verskil te maak as hierdie kerk hier gaan wees. En ons omgewing verander nie. Dan is ek en jy besig om nie die kerkding te doen nie. En die Here roep hierdie gemeente tot gehoorsaamheid. Die Here roep Doxadeo buitendien, ons is al lankal besig met teenoor gehoorsaamheid om te sê, wat gaan ons doen? Hoe lyk hierdie kerk? Hoe gaan hierdie kerk lyk? Nie op 'n Sondag nie. Ek vra jou gou, as jy mooi daaraan dink, as jy vir my kan sê, hoe lyk hierdie kerk op 'n Maandag? Hoe lyk hierdie kerk op 'n Dinsdag? Hoe lyk hierdie kerk op 'n Woensdag? Op 'n Donderdag? Dankie Here, dis Vrydag. In plaas van dankie Here, dis Maandag. Maar as jy vir my kan sê, hoe lyk hierdie kerk op 'n Maandag? Dan dink ek en jy is op 'n goeie plek. Ons is besig met 'n plan om 'n life center neer te sit vir Kameeldrif. Life center is 'n huis. Ons wil 'n huis kry. Ons weet nog nie hoe nie, ons gaan 'n huis kry hier in Kameeldrif ergens. En dan gaan hierdie life center gaan ons vir ons community vra, besighede vra, gee vir ons geld, ons wil mense vas aanstel wat berading doen, met kinders werk, met huwelike werk. As jy julle daar so 7, 8 van die goed wat daar is. En ons sê ons wil iets neersit buitekant net op 'n Sondag. Ons wil iets neersit in die community wat sê hier's 'n life center wat jou nie geld gaan vra wat belaglik is en geldmakende ding is nie. Dis waartoe mense kan gaan en hier's dalk 'n ma wat vlug vir haar lewe met haar kinders en sy kan soontoe gaan en sy kan beskerming kry. En dit 'n trauma center, want die trauma center van die KTS, die trauma center word deel van hierdie ding. En ons het hierdie plan wat ons wil neersit en sê, Here, hoe kan ons omgewing beskerm? Die roepkamer. Kyk of ons die roepkamer daar kan kry en sê, almal wat moeilikheid het, in plaas van as die polisie bel, dan vat dit 50 jaar en ons almal moan daaroor. Hoe kan nie glo hulle vat so lankie? Glo my belewenis is hulle vat lank. Was self uitgegaan op tonele toe, self met my wapen, met my keer, besef as ek daar en kom hulle 40 minute later dan ry ek na die volgende plek toe waar daar skietery is. Dan kom my selfspan na die ambulans daar. En ek badmouth hulle nie. Ons bid vir hulle en ons bedien hulle. Ons bid daar, ons doen berading met die polisie manne wat goed sien. Ons doen al daai goed. Dit ook. Ons kan nie aanhou hou nie. Ons het nodig om as kerk te sê, ons vat terug wat die vyand, die duiwel besig is om te steel. En so ophou moan, ophou sit en sê, man, kan jy glo? Suid-Afrika. En as die hoop is die Springbokke. Die Springbokke gaan nie Suid-Afrika red nie. Ek sê ernstig. As die Springbokke dit kan doen, kan ons ook. Nee. Net God kan. Asseblief sny die ook uit. Ek wil nie die Springbokke moet dit hoor.
Ek wil eindig met hierdie skrifgedeelte 1 Timoteus 1:16. Hy sê: "Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe." Hoe mooi is dit? Dis net hierdie Christus wat in my is, wat 'n voorbeeld word sodat ander mense kan besef wat's 'n beter manier om te funksioneer. Titus 2:7 betoon jou aan alles 'n voorbeeld van goeie werke met onvervalsheid in die leer, 'n waardigheid en opregtheid. Ek glo dat die Here die kerk roep om die kerk te wees. Maar ek glo ook dat die Here besig is om ons met ons te gesels oor ons opinie oor wat kerk werklik is. Wat kerk regtig is. Hierdie is great. Hierdie is nie 5% van kerk nie. Môre gaan ek en jy begin die kwartaal weer lekker. Dinsdag stampie onnies weer, of hulle môre begin hulle al weer nie. Kinders Dinsdag. Al loop die wielietjie weer, lang kwartaal. Dis nie 'n kort, dis 'n lang kwartaal. Maar daai maandag, môre, begin my wielietjie begin al klaar vandag spin oor môre en hoe bemagtig ek 'n klomp kerkleiers om te wees dit wat ons vandag gesê het. Maar ek wil vandag vir jou vra, hoe gehoorsaam is jy werklik in die planne wat die Here vir die kerk het? Hoe betrokke is jy regtig in die planne wat die Here vir sy kerk het in die gemeenskap? En moenie vir my sê ek het nie tyd nie. Dan maak tyd. Moenie vir my sê ek het nie geld nie, ek het nie altyd geld nodig nie. Moenie vir my sê jy hakkel nie, Moses ook. Moenie vir my sê ek's te jonk nie, Dawid was ook te jonk. Daar's nie 'n verskoning om te sê Here, hier is ek, kom en gebruik my nie. Daar's hierdie amazing sisteem wat Jesus ingebring het om vir jare 'n community ding te wees. Om ons te herinner aan die effek van Jesus kon net sowel gesterf het en ons sou 'n paar tyd geglo het, okay, uitgesterf. Maar hy kom en hy vat 'n tafel en hy vat brood en hy bring hierdie stelsel in. Hy bring hierdie stelsel in die community in. Hierdie stelsel wat 'n wesenlike effek op jou en my lewe het. En hy sê hierdie is my liggaam, dit gaan vir jou gebreek word. Dit gaan uitmekaar uitgeruk word, dit gaan uitmekaar uitgetrek word, daar gaan spykers ingeslaan word, dit gaan oopgeslaan word met 'n sweep. Laat die mense sê hulle kon hom nie herken nie. Dis so uitmekaar uit sy liggaam uitmekaar uitgeslaan is. En hy sê ek wil jou herinner met 'n stelsel. Ek wil jou herinner met iets wat ek vir die community wil gee en te sê ek herinner jou vandag aan wat ek vir jou gedoen het. En toe gaan vat hy die wyn en hy gooi dit in 'n glas en hy sê hierdie is my bloed wat vir jou vloei. Weet jy hoekom vloei dit vir jou? Sodat jy vandag voor God kan staan en sê Vader, dankie dat ek 'n verhouding kan hê met jou. Nie dat ek net kan sê nou en dan Here, Here nie, maar 'n verhouding het met jou. En hy bring hierdie stelsel in dat ek en jy so nou en dan. Hy sê so dikwels as moontlik herinner jou aan dit wat ek vir jou gedoen het. Dan vra ek myself af, Here, wat 'n ander stelsel kerk nog steeds inbring sodat mense kan lewe dit uit. En die Here praat met die kerk en sê kom ons gaan sit sisteme neer. Wat die ekosisteem binne in ons gemeenskap verander na 'n plek waar God regeer. Want ons weet daar's nie 'n beter plek om te wees as binne in God se waardesisteem nie. Amen. Ek wil vir jou bid en dan wil ek jou vra om nagmaal te gebruik. Maar ek wil jou vra om nagmaal te vandag te gebruik en vir die Here te sê, Here, hier sê ek wil gehoorsaam wees aan U. Kom ons sê dankie dat die Here ons bemagtig om gehoorsaam te wees.